Hallo julle. Hallo daar. Ons wil vandag inligting deurgee. Ons kom nader aan die tyd van die kontemplatiewe samekoms, ons jaarlikse kontemplatiewe samekoms. En ons het aan die voorbereiding gewerk en so aan. Dit gaan in Augustus plaasvind, oor die lang naweek in Augustus, 7de tot die 10de Augustus. Ja, lekker ekstra lang naweek. Dis 'n ekstra lang naweek. Verlede jaar toe ons daarmee begin het, was dit nie 'n volwaardige lang naweek nie. Ons het hom gekies. Kom ons sê miskien net eers dit. Hoekom het ons hierdie tyd gekies? Dis nog steeds winter hier in Wakkerstroom en ons voel net dat winter is 'n baie goeie tyd om in te keer, om met hierdie stil spiritualiteit besig te wees. En Wakkerstroom leen hom goed daartoe dat 'n mens binne toe kan keer en die omgewing beeld dit baie mooi uit. En ons het die lang naweek gekies daar oor Vrouedag. Verlede jaar het dit nou nie so uitgewerk nie, maar dat 'n mens 'n bietjie 'n langer tyd het as mense dan verlof het of hulle is nie so gedruk. Ja, om dit by te hierdie woon jaar nie. is die vakansiedag die 9de, Vrouedag die Sondag, wat die Maandag die vakansiedag maak. Dis reg. So dit gee ons so 2 mooi vol dae vir 'n lekker program. Dis reg. En en ek dink Wakkerstroom in die winter is een van die mooiste plekke in die land. En komende van jou is dit nogal baie. Ja, want dit is dis goud en blond en net pragtig. En baie stil. Baie stil, ja. So as so iets tot jou spreek en die kontemplatiewe, die stiller spiritualiteit, dan wil ons jou nooi. Ja, en miskien ons heel eerste kontemplatiewe samekoms. Kom ons stel net miskien die lyne weer op. Ons het gesê hierdie stil spiritualiteit, 'n spiritualiteit waar 'n mens sterk fokus op stil gebed en waar 'n mens in ritme is met die natuur en met die gang van die natuur, waar dit baie sterk op luister ingestel is en die praktyke wat daarmee saamgaan. Dit is 'n spiritualiteit wat nog nie baie sterk figureer in Suid-Afrika nie. Of kom ek stel dit so, binne die Afrikaanse gemeenskap is dit nie 'n baie sterk spiritualiteit nie, maar dit groei regtig. Ons sien en ons met die dinge waarmee ons bewus is en die belangstelling, sien ons dat dit regtig besig is om te groei. Maar wat ons dan wel vind, is dat mense wat met hierdie spiritualiteit besig is, mense wat daarin geïnteresseerd is, dikwels nie 'n gemeenskap het binne hulle dorp of hulle omgewing waarby hulle kan intap en waar hulle gevoed word nie. Hulle kom op retreats en die tipe dinge, maar om op 'n groter skaal ook met mense wat op hierdie reis is te skakel en dinge te deel en te sê, is julle daarmee besig en vertel ons bietjie meer, hierdie wisselwerking daarmee saam. En om dalk uit te vind, daar is mense naby jou. Dit is. So met ander woorde, dit was die groot gedagte, dat ons eenmal 'n jaar so 'n groter samekoms reël waar mense bietjie kan skouers skuur en oor hierdie belewennisse kan praat. So ons eerste kontemplatiewe samekoms se tema was om te behoort. Juis hierdie apart wees, elkeen binne 'n eie konteks leef en funksioneer en so aan, maar om hier te beleef dat ons ergens te behoort. En ek moet sê, dit het my verwagtinge oortref. Dit was baie, baie wonderlik. Dit was regtig die manier hoe mense geskakel het en sommer net die algemene, dit was net 'n baie goeie geleentheid. Ja. En toe uit die groep self het daartoe die behoefte gekom en is die tema van vanjaar eintlik aangekondig of het hy aangemeld. Ons het hom nie gekies nie. Die mense wat verlede jaar by daardie eerste kontemplatiewe samekoms was, het gesê dit het so baie keer opgeduik en hulle mense het maar net agtergekom hoe belangrik dit is
dat vanjaar se tema as ons dit enigstens kan doen, moet wees om ten volle lewendig te wees. Ten volle lewendig. Ek weet nie of jy iets daaroor wil sê nie. Ja, ek dink ons het al eintlik baie dit gebruik in ons gesprekke. Dis iets wat ons baie na toe terugkom is daardie ingesteldheid tot lewe. Dat lewe nie net die trap van die wielietjie is nie. Dis reg. Dat jy regtig bewus is van die lewe, dat elke dag vir jou geleentheid is om dinge te beleef. So dis basiese ingesteldheid, maar ons weet nie altyd wat beteken dit nie en hoekom sou ons dit doen en hoe sou ons dit doen en met ander woorde die hele naweek gaan rondom hierdie tema van die hoekom en die hoe en die hoe lyk dit en hoe lyk dit na buite toe en gesprekvoering rondom dit. So en dan aktiwiteite wat 'n bietjie dalk 'n bietjie ongemaklik en kouerig is en waar jy regtig dit aan jou lyf voel of nou niks soos verskriklik nie, maar dat en miskien ook warm waar ons oor kole loop en nee, rondom 'n vuur sit. Ja, o ja. Nee, niks. Nee, moet net die mense bang maak nie. Ons wil hê hulle moet kom. En ja, so ons beplan eintlik ons baie opgewonde oor ons program. En ek dink net in aansluiting, ek dink is 'n belangrike ding wat jy daar aanraak. Die gedagte is, dit is nie lesings wat ons gee nie. Dit is, daar word inleidend oor iets gepraat, maar dan is dit belewennisse en deel en gesprek. So dit is 'n kombinale saam dink, saam beleef, saam reis op hierdie ding. Dit is nie iemand staan voor en spreek 'n gehoor toe of so nie. Dit is, hoe beleef jy dit? Waarmee sukkel jy? En dit is 'n geval van ons almal stoei of worstel met iets, maar dat ons by mekaar hoor en by mekaar leer en op mekaar intap. So ek dink regtig, ek dink iets waarna ek uitsien is, ons het gaan sit en gedink aan mense wat vir ons dit eintlik verteenwoordig. Hoe lyk iemand? Hoe funksioneer iemand wat ten volle lewendig is? Dis reg. En om hulle op 'n paneel te sit en met hulle te gesels of dat hulle met ons gesels en te hoor hoe het hulle daar gekom, hoe ek dink die mense is dikwels bewus daarvan dat hulle daai tipe energie uitstraal nie. Ja. Maar ek dink ek sien baie uit na dit ook. En die ander ding, hierdie stil spiritualiteit is 'n spiritualiteit van die mense. Op enige vlak, wat se werk jy ook al doen, jy leef dit uit en dit word daar, dit kry gestalte daar. Maar ons het dan ook by so 'n samekoms, dit het nou amper nou in so 'n patroon gekom, dit wil nie sê dis in beton gegiet nie, maar verlede jaar was ons baie gelukkig om Dr. Barry van der Merwe te hê, wat so 'n lang pad en amper voorbereidingswerk gedoen het, een van 'n paar mense wat hierdie voorbereidingswerk gedoen het en die kontemplatiewe spiritualiteit aan 'n breër publiek bekend gemaak het. So dit was baie lekker om hierdie reis van hom te beleef. Maar vanjaar is ons baie opgewonde om iemand te kry wat in die bediening staan en wat regtig verskriklik lief vir hierdie stil spiritualiteit is en dit in sy gemeentewerk gestalte laat vind. En ons dink dit is nogal baie lewendig en 'n mens sien dit wanneer hy daarmee besig is. Dis baie kreatief en dit is baie interessant om te hoor hoe dit in sy gemeente, hoe dit grondvat, hoe dit uitspeel, sommer maar net iets waar hy amper van iemand wat op 'n baie sterk spirituele manier met mense omgaan en met hierdie kontemplatiewe spiritualiteit daar besig is. En dit is Dominee Piet Boshoff
van Witbank. Hmm. En geensins enige iets snaaks nie, maar wanneer 'n mens aan Witbank dink, dink jy nie dadelik aan stil spiritualiteit Nee. en die tipe dinge nie. Ja. Wat net ook weer wys die verrassende element, En want dat dit oral moontlik is. dis oralster moontlik. Ja. En dit is altyd lekker om na Piet te luister. So Piet gaan ook dan die Sondag aand gaan hy vir ons kontemplatiewe diens lei, waaroor ons ook opgewonde is. Maar daar gaan mense uit alle dis maar net bloot omdat hy in 'n werk staan waar hy baie daarmee gemoeid is. Dis reg. Ja. Ja. En ons hoor graag van en ons is bewus van mense wat in hospitale werk, ons is bewus van mense wat met kinderhuise werk. Ja. Ja. En Wat mense hoe ook sou kon kry en dit sal wonderlik wees as hulle ook by die samekomse is dit ons met hulle kan gesels. maar heel waarskynlik gaan hulle Ja, wees. en dan net ook om dit mooi duidelik te stel, dit is nie 'n klein retreat wat net hier by die restrie kon Ja. oorbly nie. Ons het die akkommodasie beskikbaar, maar dis 'n groter samekoms waar mense in die dorp verblyf kry en ons hou al die sessies in die dorp by een van die mooi geskiedkundige plekke. Die diens vind plaas in een van die mooi ou kerkies. So dit gebeur in die dorp. Sodat ons ook as daar dan meer mense inskryf, aansoek doen, dan kan ons dit daar akkommodeer. Ja, daar's lekker akkommodasie. Ja. Ek dink amper nie daar's 'n gastehuis of 'n blyplek in Wakkerstroom wat nie 'n kaggel het nie Ja. of 'n stoofie het nie. So dis baie lekker. Al die restaurante het dit. Ja. So jy gaan 'n kaartjie kan koop vir die naweek. Ja. En dit sluit nou nie jou verblyf in nie. Daar's 'n hele paar etes ingesluit in die program. So as jy belangstel, dan gaan ons vir julle skakels gee en ons kan vir julle die program aanstuur. So ja, weer eens net kom kuier vir ons in Wakkerstroom. Ons is baie opgewonde. Ons sal mettertyd ook voortdurend inligting deurgee, maar maak asseblief 'n aantekening in julle dagboek. Ons hoor van julle. Mooi Mooi bly.